Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend. En mag ek net vir julle baie dankie sê dat ek die voorreg het om met julle 'n woord te kan deel vir hierdie dag. In Matteus 4 lees ons van hoe Jesus gesê het vir Simon en Petrus dat los julle nette, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Dieselfde het gebeur in Markus 1 as ook in Lukas 5. Nou, as Jesus hier praat van vissers van mense, ons almal kan net dink, wat bedoel Jesus daarvan? Dit is om die evangelie te verkondig, om die evangelie te versprei. Hoe doen ons dit, kind van God? Loop ons sommer net na iemand toe, Bible bash hulle, ruk hulle totdat hulle harte vir God gee? Glad nie. Dit het alles te doen met saad wat ons saai. En ons almal ken ook die gelykenis van die saaier in Matteus 13 en in Markus 4. Lees ons van die boer wat saad gesaai het. En sommige saad het op goeie grond geval, ander het in die pad geval, ander het op rotse geval, ander het tussen dorings geval. Nou, kind van God, hierdie laat my ook baie dink aan telemarketers. Nou, wanneer jy iemand bel, jy saai saad, want jy plant iets in hulle gedagtes, jy gee vir hulle iets wat jy aanbied, en hulle kan besluit, gaan hulle dit vat of gaan hulle dit nie vat nie. Raak 'n mens frustreerd? Ja, jy doen, want jy wil nou resultate hê, maar dit kan ongelukkig nie so werk nie. Maar iewers gaan daar 'n saad wees wat val op grond waar daar 'n oes gaan kom. Sommige saad gaan val op plekke waar daar dorings is. En dit laat my dink aan die mense wat kwaad word as jy hulle bel om soos byvoorbeeld 'n waardasie te laat doen op hulle huis of om aan hulle versekering te verkoop. Hulle word kwaad. En dan kry jy daai van wat jy die mense bel, maar geen antwoord nie. So, oral in ons lewens saai ons eintlik saad, kind van God. En dit kan vergelyk word met om ook vissers te wees van mense, want soos wat ons ook die woord versprei, ek weet daar is mense wat soos hierdie woord versprei, en as daar is wat dit nie doen nie, dit is ook okay. Maar baie audio's wat ons kry, stuur ons aan vir mense, want dit is hoe ons saad saai, dit is hoe ons vissers van mense maak, want jy gooi die lyn uit, en jy kan net vertrou, dat daai visie gaan byt, en ek kan vir jou nou sê, die dag as daai visie gaan byt, gaan dit nie net vir jou iets spesiaals beteken nie, maar daai visie wat byt, daai persoon wat aan hierdie lyn vat, hulle lewe gaan onherroepelik verander. En dis wat ek graag met julle wou deel vandag, dat ek wil net hierdie by jou los. Moenie ophou om saad te saai nie. Word jy frustreerd? Ja. Word jy uitgeput? Ja. Maar soos hulle sê, aanhouer wen. Moenie ophou probeer nie, want die saad wat jy saai, vrugte gaan afgewerp word, ek beloof jou. En ook, die van ons wat ons lyne uitgooi, dat ons hoop, daar's 'n visie wat gaan byt. Moenie ophou om jou lyne uit te gooi nie. Hou aan om daai lyne uit te gooi. Ek kan vir jou nou sê, mense wat groot vissermanne is, ek is seker, hulle raak net so frustreerd, as hulle nie vis vang nie. Maar eendag gaan daar vis byt, en dan gaan hulle so baie kry, dat hulle nie weet wat om met alles te maak nie. Nou, dis presies so ook. Soveel mense gaan na jou toe kom en sê, maar ek wil meer weet van die Jesus. Ek wil meer weet van sy woord. Jy gaan nie weet waar om te vat en te los nie. So, kind van God, dit is wat ek graag vandag by jou wil los. Moenie ophou, saad saai en jou vislyne uitgooi nie. Want vrugte gaan afgewerp word. En my gebed is, Vader, elke een van ons wat moedeloos voel, wat voel die saad wat ons saai en die lyne wat ons uitgooi, dit dra net geen vrug nie en dit dra net geen waarde nie. Here, ek weet daar gaan 'n dag kom wat ons heeltemal verras gaan word. Mag ons nooit opgee nie en mag ons aanhou probeer in Jesus naam. Amen en amen.